Romeine 8 vers 4 tot 5 sê dat as Jesus Christus in ons kom bly, ons lewe nuut word en ons aan die eise van die wet kan voldoen. Die wet van Moses kan nie meer ons sonde uitwys nie, want Jesus bly nou in ons en hy het geen sonde nie. By 'n lewe waar Jesus bly, is die Heilige Gees aan die stuur van die lewe. Daarom hoor ons dat hulle wat hul deur hulle sondige natuur laat beheers, al besig hou met die dinge van die sondige natuur, maar dat die wat hul deur die Heilige Gees laat beheers, al besig hou met die dinge van die Gees. Galasiërs 5 vers 19 tot 23 help ons om die verskil tussen die dinge van die sondige natuur en die dinge van die Gees te verstaan. Lees dit asseblief en bid daaroor. Wat vir my baie gehelp het om dit beter te verstaan, is dat die woord wat met beheers vertaal word, dieselfde woord is wat in Kolossense 3 vers 2 gebruik word, om te sê dis die dinge waarop ons gedagtes rig. As jou kop vol bly met sonde, dan word jou lewe deur sonde beheer. Maar as Jesus in jou bly, moet dit in jou gedagtes wys. Jou gedagtes moet dan vol wees met God se wil. Soos 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, elke gedagte moet aan Christus gehoorsaam wees. Nou moet ek vir jou vra, op watter dinge rig jy jou gedagtes? Met ander woorde, waarmee is jou kop besig? Is jou kop besig met sondige dinge, die dinge van die sondige natuur, dit wat teen God se wil is? Of is die gedagtes in jou kop gerig op die wil van God, op dit wat uit die Heilige Gees kom?